Welkom terug. Vandag vier ons ongeveer 3 jaar sedert die COVID-19 Grendeltydperk amptelik opgehef is. Ons gesels nou met die voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, Dr. Angelique Coetzee, oor wat ons nou weet oor die virus wat die hele wêreld tot stilstand gebring het. Baie welkom, dokter. Goeiemôre en goeiemôre aan al jou luisteraars daar buite. Nou goed, dit is 5 jaar sedert die eerste inperking. Was dit in retrospek nodig om die streng maatreëls in te stel? Ek dink almal vra daai vraag. Nee, glad nie. Glad nie. As ons terugkyk, dan was daai streng maatreëls wat in Suid-Afrika van die strengste maatreëls toegepas. Glad nie nodig gewees nie. Jy weet, om vir mense te sê jy mag nie skoene koop nie, jy mag nie kos gaan koop by 'n winkel nie. Weet man, dis vooraf berei. Dit het net geen sin gemaak nie en ongelukkig dink ek het dit ook 'n klomp van die informele en klein sakeondernemings se deure laat toemaak op die ou einde van die dag. So dit het 'n groot ekonomiese impak op ons land gehad. Boonbehalwe die feit dat jy dan in jou huis gesit het en jy's gedreig dat as jy daar uitgaan en hulle kry jou buite, gaan jy dalk nog 'n kriminele rekord hê vorentoe. En ek dink hulle sukkel nou nog om ontslae te raak van die kriminele rekords as ek dit nie mis het nie. So dit is net absoluut nee, dit moes nooit gebeur het nie en dit was ook nie voorgestel deur die COVID mediese task team wat die minister daai tyd saamgestel gehad het nie. So dit kom van wat hulle noem die Joints komitee af. En dit het nie van die dokters afgekom nie. Dink jy dat die reaksie so sterk was en dat die maatreëls so streng was omdat mense net nie geweet het wat aangaan nie? So nou kom ons sê jy kan nie 'n paai koop nie, jy kan nie 'n hoender koop by die Woolies nie, jy kan nie dit doen nie, jy kan nie dit nie. Hoopelik gaan dit dinge bietjie beter maak. Wel, ja en nee. So niemand het geweet hoe om hierdie virus te hanteer. Onthou dis 'n virus wat ons vir die eerste keer mee gekonfronteer was. Maar ons in Suid-Afrika het daarom 'n paar maande gehad om te sien wat gebeur, want onthou, dit het eers in lande soos Italië en Spanje en daai uitgebreek en ons het gesien hoe wat 'n groot invloed dit daar gehad het. So ons het eintlik tyd gehad om 'n bietjie beter te beplan wat ons nooit gedoen het nie. Jy weet om te dink jy gaan 'n virus wat geen grense ken nie, vasmaak. En jy gaan vir daai virus sê, luister, jy bly net in hierdie huis, jy klim nie op 'n vliegtuig nie. Jy gaan net hier bly, ons maak ons grense toe, ons gaan nêrens heen nie, nou gaan ons hom onder beheer hou. Dit gaan nie so werk nie. Ook as ons gaan kyk na ons klomp informele settlements wat ons daar buite het. Ek bedoel die meeste van daai ouens het nie eers lopende water nie. En dan wil ons vir hulle seker goed van hulle verwag. Ons wil vir hulle verwag om die taksies en dit is korrek, die taksies moes hulle vensters oopgemaak het. Maar geen taxi gaan 5:00 in die oggend sy venster oopmaak nie. So daai virus is nou maar oral en die hele ding is ons moes geleer het om daarmee saam te leef. Ons immuunstelsels moes geleer het van hierdie virus. En die oomblik wat jy jou immuunstelsel in aanraking kom en jy het 'n goeie respons van jou limfosiete, van jou op 'n molekulêre vlak, 'n goeie respons, dan gaan jy fyn wees vorentoe. Maar niemand het dit gehad nie. So aanvanklik was dit 'n probleem hoe om mense te beheer en jy sal liewerste dit stadiger in die community laat te sprei, sodat jy bietjie beter beheer het oor die ouens wat siek word. Want ons hospitale kon dit nie hanteer nie, niks kon dit hanteer nie. Dit was regtig 'n sirkus geweest. Ons het gepraat van hoe mense immuunstelsel reageer. 'n Ander omstrede kwessie was die COVID-19 enstof of enstowwe. Ja. Hoe effektief was dit geweest? So as jy gaan kyk na van die entstowwe, baie effektief, 90%, wat regtig effektief is. Die groot drama het gekom omdat hierdie entstowwe in so kort periode ontwikkel is, het nie deur al die prosesse gegaan nie. Maar die tegnologie wat gebruik is vir daai entstowwe is al lank bekend. So dit is nie asof hulle nuwe tegnologie moes ontwikkel het hoe om hierdie entstowwe op die mark te kry nie. En ja, die entstowwe op daai stadium was baie noodsaaklik vir al vir ouens wat regtig siek is, wat slegte immuunstelsel het. As daai ou siek word, is sy kans om dood te gaan regtig baie groot. En jy wil graag daai tipe mense beskerm het.
En dis hoekom ons jy weet aanbeveel het om enstowwe te gebruik. Maar ek bedoel ons het almal gehoor dat na 3 jaar as jy die enstof kry en jy doodgaan. So ons is almal nog lewendig. Jy weet en al die klomp nonsens van goed wat in die enstowwe ingeplant word. Ek kan nie glo mense kan dit glo nie. Maar in elk geval nê. Ons is deur daai tydperk en sal ons nou vir pasiënte sê gaan vaksineer? Nee, ek sal nie vir my eie opinie, ek sal nie my pasiënte tans aanbeveel nie. Tensy daar 'n totaal 'n ander tipe strain op die mark kom wat ons geen weerstand in het nie en jou risiko dan weer eens verhoog om dood te gaan of baie siek te word as jy dit kry, dan kan mens dit weer oorweeg. Maar tans nee, ek sal nie jou aanbeveel. Ek sal jou eerder aanbeveel om jou griepspuit, hy's maar so 60% effektief, maar as jy ook nie kan bekostig om siek te word nie, vat jou griepspuit. Maar andersins wat die COVID-spuite tans aanbetref, nee. Die groot kwessie ook in daai tyd en wat baie mense aan verskillende kante van die tafel gehad het, was die neeweffekte van die enstof. Ja. En daar was natuurlik baie ander middels wat aanbeveel is in plaas van die enstowwe. So is daar nou soos byvoorbeeld ivermectin wat almal was nou met die diere medikasie te doen het, maar is daar wat jy nou al gesien het neeweffekte wat saam met ons gaan bly vir 'n rukkie nadat ons daai enstof gevat het, of was dit maar ook net hype en mense wat Daar was 'n klomp hype rondom dit. Onthou met enige enstof gaan jy as jy geïmmuniseer word, jy gaan daai seer arm hê, jy rooi en jy mag dalk 'n bietjie koorsig voel of so vir 'n dag of 2. En dit is eintlik verbygaande. Daarna is dit nie meer daar nie. Soos ek sê, ons is 3 jaar, daar's mense soos ek sê wat sê ons gaan doodgaan. So ons is nog steeds lewendig wat die enstowwe gekry het. Maar wat wel gebeur het, en dit is met enige enstof, dit maak nie saak watter enstof jy vat nie, daar is neeweffekte. En wat baie kommerwekkend was, veral met Johnson & Johnson, was die klonte wat die ouens gekry het. En dan daar ook party pasiënte wat Guillain-Barré gekry het. So ja, daar is ouens wat regtig siek geword het van die vaksine, maar as jy gaan kyk na die groot statistieke, is dit nie elke tweede ou of elke derde ou soos wat dit op sosiale media was nie. En onthou die program of die waar hulle in Amerika dit kan aanmeld, is eintlik in baie van daai statistieke is gebruik om te sê, jy maar kyk net hoe baie is aangemeld. Dis net aangemeld, so ek kan enigiets aanmeld. Dit was nie bewys dat al daai wat aangemeld is wel 'n effek gaan hê of dit wel toegeskryf kan word aan daai vaksine nie. So ek weet ek moet net altyd bietjie perspektief behou. En jy moet vir jouself gaan besluit, jy weet. As jy nie jou masker wil dra nie, kyk ek was baie aangeval oor ek sê dra jou masker, veral toe ek sê dra jou blerrie masker. Want weet jy, mense was mense wat woedend tot vandag toe vir my nog steeds kwaad is. Hoe durf ek waag om te sê jy moet 'n masker dra? Wat hulle nie besef nie is daai masker beskerm my eintlik. So my weerstand is 'n bietjie af. Ek sit daar, dra my masker. Ek kry nie jou kieme so maklik. So ek beskerm eintlik myself. So moenie vir my kwaad wees as ek vir jou sê beskerm eintlik jouself nie. So en nog steeds vandag, ek dink as jy vandag bietjie grieperig is of iemand in jou huis het griep of verkoue, sit 'n masker op dat jy dit nie kan kry, veral as jy dit nie kan bekostig om siek te word nie. Jy kan dom wees en dink daar ivermectin gaan vir jou help. Ivermectin is geen bewys dat dit gewerk het nie. En die probleem met die ivermectin is die dosisse. Daar was geen standaard dosis nie, daar's geen studies gedoen watter dosis, hoe lank en hoe dit moet gebruik word nie. Daar gaan mense wees wat sweer ivermectin het hulle deurgehelp. Sonder ivermectin het hulle dalk ook deurgekom. So maar ons sal nooit weet nie, né? Dis verby. Nou dokter, ons sien egter vandag nog steeds gevalle van COVID. Het enige iets verander vanaf Grendeltyd tot nou? Ja. So wat verander het is ons het wat ons noem herd immunity, die groepsimmuniteit opgebou vir hierdie virus. En nou, as ons sien nog steeds COVID, glo my, COVID is nie weg nie, maar dit is nou so afgewater, die virus is so afgewater, en die ouens se immuunstelsel kan dit baie maklik optel en dan beveg. So die ouens word nie sommer baie siek nie. Hier en daar is daar weer eens so enige siekte mense wat baie siek word. Maar dit is net, ek dink net 'n ou moet altyd weer eens perspektief behou
En moenie, jy weet ek verstaan nie hoekom mense as hulle na 'n dokter toe gaan of na 'n hospitaal toe gaan. Dit is soos 'n familie-uitstappie, jy weet, die ma is siek en al die kinders, die oupa en die ouma almal gaan saam. Dan sit jy daar in die wagkamer of dit in die hospitaal se wagkamer is of jy's dokter en jy's so dom, jy sonder 'n masker en jy weet nie daai hele plek is vol kieme nie. So ek verstaan nooit hoekom dit 'n gesinsuitstappie is nie. Ek bedoel as jy siek is, gaan jy alleen dokter toe, jy sit in 'n ontvangskamer. Ja. As jy hoeserig en so is, dra jou masker. Want dis om jouself te beskerm want jy weet nie wie was voor jou daar nie. Wie het voor jou daar gesit en daai virusse bly partykeer lank in 'n vertrek. So dit is nie 'n familie-uitstappie nie. 'n Doktersbesoek is nie 'n familie-uitstappie nie. Dis 'n privaat besoek. Dit is 'n privaat besoek. Ek wil ook graag net vra ter afsluiting, lang COVID wat baie mense gekry het. Is daar enige manier om dit te voorkom? Kan dit nog voorkom dat 'n mens lang COVID kry? Ja. So en hier's die probleem met lang COVID. As jy sekere simptome het en is langer as 3 maande nadat jy 'n sê maar COVID gehad het of 'n lugweginfeksie. Onthou baie mense weet nie as hulle dit COVID nie, hulle gaan toets nie, hulle voel net bietjie grieperig en dan ontwikkel hulle wat ons noem lang COVID. So dis simptome wat 3 maande nadat jy jou infeksie gehad het nog steeds voortdien. Dis goed soos moegheid, daai brein fog, ek kan nie dink nie, jy weet my kop is nie mooi oop nie. En so daai word dan nou toegeskryf, maar ek kan dit nie bewys op 'n bloedtoets of 'n ding nie. So jy moet daai pasiënt se geskiedenis ken en jy moet daai pasiënt kan probeer ondersteun. Baie dankie Dr. Angelique. Gaan maak 'n privaat afspraak met jou dokter, nie 'n familie-uitstappie nie. Goeiemôre, good morning is net hierna terug. Bly net waar jy is.